Die tweede ene is, ek moet iemand kan bystaan in sy tyd van beproewing. Ek moet op die uitkyk wees vir mense wat in beproewing is. Ek moet uitkyk, waar is mense besig om deur swaar tye te gaan? Nou beproewinge is enige toets waardeur iemand gaan. Nou dit is nie versoeking nie, ons gaan nou kom by versoeking. 'n Beproewing is iets waardeur iemand gaan wat hom laat swaar kry, fisies, emosioneel of geestelik. Nou Paulus sê in 2 Timoteus 4:16, ek het hierdie vers met 'n spesifieke rede gekies. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig het niemand my bygestaan nie. Ek was alleen. Hy gaan verder. Almal het my in die steek gelaat. Nou, ek wil net hê jy moet die emosie hoor. Wanneer iemand hierdie twee woorde gebruik, toe ek by die eerste keer in die hof verdedig sien julle hierdie woord niemand. En hy sê, die punt is nog nie oor nie. Nou gaan hy verder en hy sê, almal het my in die steek gelaat. Niemand en almal definieer dieselfde. Maar hy stel dit 2 keer dat jy moet weet, hoorie, ek was regtig alleen. Waar was jy? Hoekom het jy my nie kom ondersteun nie? En hierdie is 'n belangrike ding, want Paulus, hy was in Rome op hierdie stadium en hy skryf hierdie brief, is die laaste brief wat hy geskryf het voordat hy deur die Romeine onthoof is, en hy moes homself gaan verdedig het, en toe hy daar kom in die hof, nou dis nog onder Nero se tyd, Nero het hy het nie nonsens gevat nie, hy het jou sommer vinnig doodgemaak, en hy het gesê, almal het my verlaat. Nou, ek kan verstaan hoekom het hulle hom verlaat. Nero het maklik Christene doodgehad. Nero is bekend daarvoor dat hy gelowig is, op teerpale met teer gesmeer het en in die brand gesteek het, in sy tuin vir lewende fakkels. Julle het geweet. Okay, so ek neem nie Paulus se metgeselle kwaadlik nie. Wie van julle sal in die versoeking gewees het om hom nie te ondersteun nie? Hy's 'n paar eerlikes daarom. Die res van julle kom maar net so wel, hoor. Dis wat hier gebeur. En dis die vraag, waar is die ondersteuning nou? Waar is die ondersteuning wanneer dit regtig saak maak? En dis die vraag wat ek en jy mekaar moet vra, is ek iemand wat wegstaan wanneer iemand hulp nodig het? Is ek iemand wat onttrek wanneer iemand hulp nodig het? Nou, 'n klomp van julle is op die SOS groep. Dit is my so wonderlik, want ons het nog nie groot nood gehad nie, maar elke keer as ek nood het, dan was ek oorval met hulp. So baie dankie vir julle wat op die SOS groep is. Rousseau, dit het goed gewerk, nee. Dit het goed gewerk. Melanie met Isabel, ons is dankbaar daarvoor. Nou, hier's die ding, hulle het die bal laat val. Hulle het 'n geleentheid gehad om vir Paulus te ondersteun, en hulle het die bal laat val. En hier's die ding, ek wil gou hê, almal se oop my. Kyk gou vir my. Ek wil hê julle moet hierdie ding hoor. Ek sê nou by voorbaat jammer. Ek sê nou by voorbaat, sê ek jammer, want ek weet, ek gaan die bal laat val. Ek weet dit. En dis nie omdat ek aspris is nie, dis nie omdat baie keer dan kry ek tunnelvisie, en dan gaan goed net so verby my. En as ek hoor die bal by jou laat val, dan vra ek om verskoning. Ek vra regtig om verskoning. Dit het met Paulus gebeur, en ek weet dit gaan hier gebeur. Maar, ons gaan probeer, en ons gaan hard werk, en ons gaan mekaar in die oë kyk, en ons gaan mekaar verantwoordelik hou, want, hierdie is 'n belangrike ding, ons is verantwoordelik voor die Here Jesus, om mekaar te help las te dra. Hierdie is nie 'n individuele godsdiens nie. Dit was nog nooit nie. Jesus het nie bedoel dat dit so moet wees nie. Dis hoekom die mekaar verse so gereeld voorkom in die Bybel. En almal van ons wat hier sit, gaan deur moeilike tye. Dalk nie op hierdie oomblik almal dieselfde nie, maar almal van ons gaan tye deur wat ons finansiëel swaar trek. Nê? Almal van ons gaan deur sulke tye wat jy die sente 3, 4, 5 keer moet tel. Hulle het mos altyd gesê, jy druk ou Jan van Riebeeck se oor dat hy so traan voordat jy hom gebruik. Jy draai jou penny om en dit is so. Almal van ons gaan deur sulke. Almal van ons gaan op tye waar dit dalk nie so great gaan in ons huwelik nie. Almal van ons gaan deur so tyd. 'n Klomp van ons wat hier sit was deur 'n egskeiding. En jy sit met die seer van kwaad en haat en bitterheid. En hier sit 'n paar van julle wat deur dit is. Hier's 'n paar van ons wat deur ernstige siekte is. Ernstige siekte. 'n Paar van julle kry regtig swaar by die werk. Jou werksomstandighede is aaklig. En party van julle kry net innerlik swaar. Jy trek swaar in jou laste en ons moet daar wees om mekaar te ondersteun. Amen. Ons moet daar wees om mekaar te ondersteun en ouens, dit is nie net my werk nie. Dit is nie net my werk nie. Dis ons werk. Ons moet dit saam doen. Nou, daar is Anneke en ek het haar 2 keer opgesit dat jy haar mooi kan sien. Ek wil jou mooi vra. Dit is ons hart as kantoor om jou te ondersteun. Laas Sondag het ek 3 afsprake op 1 uur slot gehad. Weet julle hoekom? Want ek het dit gemaak. En ek kon dit nie glo nie. Ek kan dit nie glo nie. Jy kan vir my sê, is enigiemand so sleg? Ja, ek is so sleg.
En ouens, ek wil jou nou sê, as jy 'n afspraak met my gaan maak, dis jou risiko. Kontak vir Anneke. En dis nie omdat ek snaaks is nie, dis net omdat ek maak 'n afspraak op die oomblik en ek weet nie of ek kan nie. So, maar ek wil, as jy ooit 'n huisbesoek nodig het, ons span is daar. As jy ooit nodig het dat iemand jou moet sien, maak kontak. Maar net nie direk met my nie, okay, want ek gaan dit opmors. Ek is jammer, daar gaan ek die bal laat val. Maar ek wil hê jy moet weet, jy's welkom.